Ek is baie opgewonde, want toe ek hoor ek gaan vir 3 weke kom, wat beter as om 'n reeks aan te bied. So, en ek het nou nogals stil geraak by die Here, vir hom gevra wat kan ek doen? En hy het nogals die element van vergifnis in my hart opgebring ook. En dit is iets waarmee ons almal in ons lewens mee te doen het. Iets wat jy ontvang en iets wat jy ook gee. So, ek is baie opgewonde om hierdie reeks met julle deur te gaan. Maar ek wil vra dat julle daarso op Filemon sal oopmaak. Filemon, ons gaan van vers 1 tot vers 7 lees. Filemon, vers 1 tot 7. Voordat ons begin, kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, en dankie dat u betrokke is en teenwoordig. Ons wil kom bid en vra, Here, dat u vanoggend saam met ons sal gaan met hierdie brief wat Paulus geskryf het aan Filemon. En ons wil kom vra, Here, dat u die naprediker sal wees van die boodskap. Dat u in elke een se hart hierso sal werk vanoggend. Ja, Here, dat dit tot stigting van die kerk sal wees, dat dit tot goeie getuienis sal wees vir kinders van die Here, tot die uitermate dat u die heerlikheid sal kry daarvoor. Mag u leiding neem nou, ons los dit in u hande, laat dieselfde gees wat hierdie woord geïnspireer het, dieselfde gees sal wees, wat dit vir ons sal oorbring vanoggend. Dit bid ons in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek lees vir ons, Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus, en die broeder Timoteus, aan Filemon, die geliefde, en ons mede-arbeider, en aan Apia, die geliefde suster, en aan Archippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat in jou huis is. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink, omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het, dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus. Want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou broeder die harte van die heiliges verkoop is. Tot sover. Nou in hierdie reeks wil ek hê julle moet mooi aandag gee. Hierdie brief gaan oor vergifnis, maar daar is nie een woord van vergifnis in die brief nie. Dis so eenvoudig soos dit. Dit gaan oor vergifnis, maar nêrens in die brief staan jy moet vergewe nie. En ek wil hê julle moet agterkom wat Paulus hierso doen wanneer hy aan Filemon skryf. Hy beskryf vir Filemon wie hy is. Wie hy is as kind van die Here. En dit is belangrik tot met betrekking van vergifnis. Want wanneer die versoek gaan begin kom, gaan ons klaar weet, Filemon gaan vergewe. En dit is iets wat ek wil hê ons moet op fokus, wanneer ons in hierdie reeks gaan van vergifnis. Nou jy mag dalk nou dink, hoe is hierdie inleiding belangrik? Dit sal sin maak wanneer ons by die laaste boodskap kom van Filemon. So, wanneer ons kyk na Filemon, dit is omtrent so hier 60 jaar na Christus. Dit is in die streek van Kolosse, so die brief van Kolossense en die brief van Filemon was in dieselfde hande gewees van oordrag. Dit was oorgedra, hierdie brief was in die gemeente van Kolosse gelees, en die brief van Kolossense was in die kerk gelees. Nou, is belangrik dat Filemon hierdie brief moes ontvang het. Ons gaan sien hier in die begin van die eerste 3 verse, dat is belangrik
hoekom hierdie brief deurgegee word. Maar voordat ons dit doen, ons is in 'n samelewing wat regtig wreed is. Mense sien die afwesigheid van vergifnis om in die daaglikse lewe toe te pas. Ons flieks wat vandag gekyk word, wanneer hierdie helde te verskyn kom, ons sien dat hulle selfs teen die beginsel van vergifnis gaan, want die held moet altyd wraak neem teenoor die ou wat aangejaag het. So, vergifnis is nie regtig daar nie. So, ons maak hierdie ou, ons wis hom uit, hy moenie meer 'n bedreiging wees nie. So, die mens wil wraak neem. Die Christen se lewe, kan ons sê, word gekenmerk deur vergifnis. Die Christen se lewe word gemerk deur vergifnis. Om nie te vergewe nie, as 'n kind van die Here, is 'n blaantante daad van ongehoorsaamheid teenoor die Here. Hoeveel keer moet ons vergewe, het die Here Jesus Christus vir ons gesê? 70 maal 7. Dit beteken jy moet nie tel nie. Jy moet vergewe, ongeag wat aan jou gedoen is. Hoekom? Want hy het jou talle kere vergewe vir wat jy aangejaag het. Jy en ek het teen 'n heilige God gesondig wat verdien word om in die hel gegooi te word. Maar hy het gekies om vergifnis te bied aan ons. Dis hoekom ek en jy ook moet kan vergewe. Daar is niks wat ek en jy kan doen wat ons nie voor vergewe kan word deur die Here nie. Die enigste sonde wat ons weet is wat nie vergewe kan word nie, is lastering teen die Heilige Gees, maar dis 'n tema op homself. Dis in essensie om die Here Jesus Christus weg te stoot. Wil nie hom hê nie. Nou ons moet onthou dat onvergifnis die mens se verhouding met God affekteer. Te doen. Dit affekteer op 'n erge mate, dit affekteer jou denke, jou dade, jou houding en jou karakter. Jy plaas jouself in die tronk. Vergifnis aan die ander kant maak 'n persoon vry. Dink aan daai onregverdige dienskneg toe die koning hom vrygeskel het van al sy skuld. Gaan. Hy hoort nie weer teen hom nie. So dit word vrylik dan geskenk. Onvergifnis maak jou bitter. Hoe meer jy dink aan die saak, hoe meer stoor jy jou gedagtes met negatiewe inligting. Dit het 'n massiewe invloed in jou lewe. Daardie bitterheid maak jou buitend. Dit maak jou sarkasties op 'n baie erge vlak. Dit maak jou veroordelend. Jy kry 'n vieslike geaardheid. Jou gedagtes raak kwaadaardig teenoor ander mense. Dit affekteer jou lewe so dat jou siening is net negatief. Ek en my vrou het 'n persoon baie naby aan ons, wie ons ken, wat se lewe so negatief is. Jy kan die grootste hoop met hulle deel. Hulle sal dit sien as dis niks positief nie. Dis altyd sleg. Dis hoe 'n onvergifnis jou lewe kan affekteer. Dit gaan jou heeltemal begin oorneem. Jou emosies gaan wild rondhardloop met jou. Jou gedagtes word heeltyd gekweek oor hoe jy wraak gaan neem. En dan wat gebeur dan? Algemene gesprekke word geleenthede om sleg te praat van mense, om te skinder teenoor ander mense. Jou ou self wat jy op 'n tyd was, is besig om weer oor te neem. Wie jy nie veronderstel is om te wees nie. Nou, in die huwelik is dit ook so 'n geval. Jou huweliksmaat maak jou seer. Julle sal dit nie glo nie, maar ek is die grootste skuldige enetjie wat dit teenoor my vrou doen. Ek maak haar baie seer. Ek doen partykeer goed wat haar teleurstel en ek maak haar hartseer. Partykeer maak ek haar kwaad en partykeer maak sy my kwaad. En dit is nou maar net so. En uit ondervinding, en ek glo almal van ons het daai ondervinding wat al getroud is, jy kry stilstype. Jy wil nie praat nie. Jy's buitend. Elke geleentheid word gebruik om 'n sarkastiese antwoord te gee. So, ons sien dit in ons eie lewe, ons soek maniere om die persoon terug te kry. Maar vergifnis
Vergifnis vervang dit met liefde, met blydskap, met vrede, sagmoedigheid, goedheid, nederigheid, selfbeheersing. Onvergifnis wil jy nie daai goedheid teenoor die individu gee nie. Jy wil nie. Hoekom moet ek dit vir hom gee? Hoekom moet ek dit vir haar gee? Dis presies wat onvergifnis doen. En Satan floreer in 'n onvergewende hart. As jy sal sien in 2 Korintiërs 2 vers 10 tot 11, sê Paulus daar, aan wie julle iets vergewe, vergewe ek ook. Want wie ook vergewe het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Want ons is nie met sy planne onbekend nie. Die Satan hou daarvan as jy nie vergewe nie. Want hy stoor daai negatiewe goeders in jou in, sodat jy dit kan uitvoer. Hoekom wil jy jou gemeenskap met God verbreek deur hom nie te vergewe nie? Dit doen, bring daai effek in. Nou kom ons kyk by hierdie gedeelte van Filemon, want iets in Filemon toon vir ons dat hy is 'n persoon wat gaan vergewe. Paulus noem dit nie direk nie, maar soos wat ons sien, weet ons Filemon gaan dit doen op 'n tyd. Hy beskryf Filemon se karakter, dat Filemon, jy is 'n vergewer, dit is wie jy is. En hoe doen Paulus dit? Hy herinner vir Filemon wie hy is. Filemon, dit is die mens wie jy is. Ek hoor hierdie goeters. So kom ons kyk gou hier by vers 1 tot 3. Vers 1 sê, begin Paulus daar, Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus. Dis belangrik daar, want hier is die enigste brief wat Paulus homself nie aanmeld as 'n apostel van Christus nie. Paulus kom nie nou na Filemon toe uit gesag uit nie. Sê, Filemon, ek is jou broer. Ek kom in nederigheid na jou toe. Ek is 'n gevangene van Jesus Christus. Ek is in die tronk vir die geloof wat ek en jy saam bely. Is nie mooi hoe Paulus hierdie benadering maak nie. Ek kom nie as die apostel om vir jou te sê wat jy moet doen nie. Ek wil jou eintlik net oorreed, Filemon. Dis wat ek wil doen. En dan kom hy daarson, hy sê aan die broeder en die broeder Timoteus. Timoteus is saam met Paulus. Timoteus kom ook van die Kolossense kerk af. Hy het al daar gaan leer ook. So Filemon ken ook vir Timoteus. Timoteus stuur vir jou groete. Jy ken hom. Daar's 'n persoonlike verhouding wat julle het. En dan sê hy aan Filemon. Dis vir jou. Die geliefde en ons mede-arbeider. Hoor mooi wat sê Paulus hierso van Filemon. Jy's 'n geliefde persoon. Jy's 'n geliefde. Nou as ons sal sê in ons alledaagse lewe, dis 'n geliefde persoon, is dit 'n persoon wat regtig pragtig is. In die sin van nie uiterlik nie, maar hoe hulle is. Die manier hoe hulle omgee, die manier hoe hulle help. Enige iemand kan byvoorbeeld kyk en sê, ag, wat 'n pragtige persoon is dit nie. Dis wat Paulus nou hierso sê van Filemon. Ag, Filemon, jy is 'n geliefde persoon, jou reputasie sê dit. En dan sê hy, jy's ons mede-arbeider, jy's saam met hierdie werk wat ons het, Filemon. Jy's saam met ons aan die werk, jy laat dit nie staan nie, jy's besig om dit verder te laat vorder, Filemon. En dan kom hy verder en hy sê, en aan Apia, die geliefde suster, en Archippus, ons medestryder. Nou, volgens die tradisie en baie kommentare, is Apia en Archippus Filemon se vrou en seun. Archippus is die seun. Jy lees later in Kolossense ook van Archippus wat 'n stryding is vir die geloof. En dan sê hy, en aan die gemeente wat in jou huis is. Waar is die gemeente? In Filemon se huis. Dis waar hulle kerk hou. En dis belangrik, want wanneer hierdie brief gelees word voor die gemeente, dit was vir Filemon, maar wanneer hierdie versoek gerig gaan word, dat jy vir Onesimus moet vergewe, kan jy net dink, wat se voorbeeld dit vir sy vrou, sy kind, en vir die hele gemeente gaan wees, dat miskien sit jy ook met 'n onvergewende gesindheid, kyk wat sê ek oor Filemon, dit moet julle kan wees ook.
Dit gaan 'n groot boodskap wees vir hom. En dan sê hy, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Wat ek en jy is genade. Wat ek en jy het, is genade. Ek en jy kan nie vergifnis bied as daar nie genade is nie. Die Here in sy karakter, omdat hy 'n genadige God is, toon hy ook vergifnis vir my en jou. En vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Wanneer daai vergifnis gegee gaan word, wat gaan daar wees tussen die twee individue? Vrede. So wanneer jy vergifnis van God ontvang het, het jy sy genade ontvang en jy het vrede ontvang, want daar's nou vrede tussen jou en God. So as jy dit ontvang het, kan jy dit vrylik gee, sodat daar genade en vrede sal wees tussen die twee individue. Nou, as ons kyk met hoe hierdie werk, om iemand, die benadering van Paulus wat hy hier gaan doen, is hy prys vir Filemon wie hy is. Dis 'n teenmiddel teen kwaad. Ek het 'n vriend, hy's 'n baie direkte ou, en hy hou nie van alleen nie, hy praat waarheid net so. En ek weet, as ek na my vriend toe gaan, en ek sê vir hom, luister hierso, ek weet jy sal die waarheid met my praat, so ek weet jy gaan eerlik met my praat oor hierdie saak, hoe ook al die geval. Ek weet dit is die resultaat, en enige iets na daai gesprek, weet ek dit is wie hy gaan wees. En dis presies wat Paulus hierso doen. Paulus kom en hy prys vir Filemon, hy sê vir Filemon, Filemon, dit is wie jy is. So ek weet wat ook al jy gaan doen, en soos ons later sal leer, jy sal meer doen as wat ek van jou vra. Dit is wat Paulus hier sal doen. Wat 'n wonderlike strategie wat hy hier gebruik om hierdie man te oortuig om vir Onesimus te kan vergewe. Dit is die voorbeeld wat hy doen. Nou, hoe weet Paulus van hierdie goed van Filemon? Eerstens, Paulus hoor hierdie berigte, want hy self het Filemon geken. Ons sal later sien, hy is die oorsaak dat Filemon tot bekering gekom het. Maar die gemeente van Kolosse het by sy huis bymekaar gekom, en Epafras was moontlik die leraar gewees in daardie gemeente, wat ons ook sal sien in vers 23, Epafras stuur vir jou ook groete. So, dis die leraar, hy weet ook van my. So, daardie twee mense weet wie is Filemon, en hulle maak melding aan Paulus, hulle rapporteer aan Paulus, hoorie, hierdie Filemon is 'n wonderlike individu by die kerk. Dis hoe Paulus weet van hierdie inligting, dit kom konstant na hom toe. Nou, kom ons kyk by vers 4. Vers 4, ek dank my God altyd, wanneer ek aan jou in my gebede dink. Paulus kom, dink mooi, Paulus kom, hy sê, elke keer as ek bid, vir die gemeente van Kolosse, hoe ook al die geval, is dit met danksegging, Filemon. Dit is met danksegging wat ek bid. Elke keer wat ek jou noem in my gebede, dan maak dit my hart bly. Ek is so opgewonde, ek is so bly. Ek het 'n dankbare hart elke keer as ek aan jou dink, Filemon. Dis mooi goed. Vers 5. Omdat ek van jou liefde en geloof hoor. Let op die inligting, kom konstant na hom toe. Hy hoor dit. So elke keer wanneer ek vir jou bid, Filemon, dan raak my hart bly. Dit klop. Ek dank God, want wat ek hoor is positief. Hier is letterlik niks in hierdie hele brief wat julle sal sien, wat enigstens vir ons aanduiding gee, dat Filemon buite sy raamwerk getrap het en iets boos gedoen het nie. Niks. Daar's nie 'n teregwysing van iets wat hy verkeerd gedoen het nie. Niks van hy het iets verkeerd in sy huis gedoen nie, niks dat hy iets verkeerd gedoen het in die kerk nie, maar Paulus kom net met 'n dankbare hart na die Here toe oor hierdie man. En wat hoor Paulus nog? Hy hoor van sy liefde en sy geloof. Filemon word geken deur sy liefde. Die liefde word in daad betoon.
As ons kyk na wat liefde is, deur die persoon wat hierdie brief skryf, het ons 'n baie mooi antwoord van wat liefde is. Julle sal die bekende teksvers herken, 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8, wat praat oor die liefde. Die liefde is lankmoedig. Dit is vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Paulus wat dit skryf, en hier sê hy vir Filemon, jy word geken deur jou liefde. Wat 'n mooi beeld is dit nie, om vir iemand te kan sê, jou liefde, dit is aansteeklik. Dit wat nou net daar gelees is, kan jy sê, dit is Filemon. Dit is wat hy toepas. En dan hoor ons iets van sy geloof. Ons hoor van jou geloof. Geloof word gedemonstreer deur die daad en die woord waarin jy jou vertroue en hoop plaas. Geloof is die hoop van die dinge wat ons nie sien nie, maar ons glo dit. Die saak van die Here Jesus Christus is van belang vir Filemon, want dis 'n ernstige saak. Die standvastigheid en die sekerheid van sy geloof wat hy deur die woord kry, wys dat hy ook staan vir die waarheid. Die saak van die Here Jesus Christus is vir Filemon belangrik. Dit beteken dat wanneer hy by die gedeelte gaan kom om die versoek te rig vir Filemon om Onesimus te vergewe, gaan dit daarop uitkom uit sy karakter uit, dat dit vanselfsprekend gaan wees dat hy dit gaan uitvoer as 'n individu. Filemon leef letterlik 'n geesvervulde lewe. So die werk van die Heilige Gees maak dit sigbaar vir almal om te kan sien. Dan gaan hy verder en hy sê hierdie van sy geloof, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het. Al die heiliges. Let op, dis 'n teenwoordige tyd, dis 'n konstante ding. Hy's aktief nou terwyl Paulus hierdie brief aan hom gee. Filemon het 'n konstante ingesteldheid oor sy liefde en geloof in die Here Jesus Christus, vir die Here Jesus Christus, maar ook so vir sy naaste, vir die ander kinders van die Here. Sy geloof is eg. Die dinge van die Here is vir hom belangrik. So wat gaan gebeur wanneer Paulus die versoek rig? Dis 'n saak van die Here. Ek sal dit doen. Is dit nie kosbaar nie? Kan jy net dink, as die hoofapostel vir jou 'n brief moes stuur, en vir jou sê, ek weet wie jy is. Jy is kosbaar. Jou liefde en jou geloof, dis bekend. Daar's 'n versoek wat ek vir jou gaan rig. Moenie worry nie, ek gaan dit reeds doen. Ek weet jy gaan dit doen. Hy het 'n hart vir die Here se goed. Nou ek wil jou aandag bring hierso oor die gedeelte wat Paulus sê, hy het 'n liefde vir die heiliges. Dit is die mooi gedeelte. Hy het 'n liefde vir die heiliges. Hy het 'n liefde vir ander broers en susters wat in die gemeente gaan kom. Wat belangrik is, want wie kom by Filemon se deur aan met die brief? Onesimus. Onesimus kom met die brief aan. Die een wie teen Filemon gesondig het. Hy kom met die brief daaraan. Filemon, ek moet hierdie brief vir jou gee. Wie gaan in die gemeente begin inskakel? Onesimus. So, dis baie belangrik. Die liefde wat hy hier het, is 'n aangetrokkenheid wat hy vir hulle het. Sy omgee, sy ondersteuning, sy liefde teenoor die mense is iets wat besonders was vir Paulus, hoekom hy daaroor kan praat. Dis liefde wat nederig is, wat mense bo hom plaas. Hy plaas mense bo homself. Ek ag jou as belangrik. Dit is die liefde dat jy die persoon so graag wil help met alles in jou in. Dis daai
liefde. En dit is net die krag van God wat dit uit jou kan doen. Nou kyk wat skryf Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 9. Ek lees dit vir julle. Oor die broederliefde het ek julle nie nodig dat ons dit aan julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. God het jou geleer om jou broers en susters lief te hê. Toe jy tot bekering gekom het, jy het anders na die mense om jou begin kyk. Jy het 'n liefde begin kry vir hierdie mense wat om jou is. 1 Johannes 3 vers 14 skryf Johannes vir ons, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Nou later, Paulus gaan in die brief sê, hy is meer werd as net 'n slaaf. Hy is nou 'n broer. So vir Paulus, vir Filemon, om vir Onesimus lief te hê, gaan wys dat hy is in die lig. Baie belangrik, egte waarheid. Hoe weet ons Filemon is 'n vergewer? Want hy het 'n besorgdheid oor die dinge van die Here en vir die heiliges. 'n Ongelowige gaan nie dit kan doen wat Filemon gaan doen nie. Hy het nie 'n saak oor wat die waarheid is nie. Nou, onthou, wanneer Onesimus daar aankom, hy is nie meer 'n slaaf nie, hy is nou 'n broer in die Here. Onesimus se oortreding kon hom letterlik sy lewe gekos het. In daai tyd, as jy 'n slaaf was onder 'n meester en jy het weggehardloop of jy het iets gesteel, jy is maklik vervangbaar. Moenie dink hulle gaan jou los nie, jy sal doodgemaak word. Maar, kan jy nou dink, hierdie slaaf kom by daai voordeur aan. En Onesimus sê vir hom, ek is jammer, vergewe my. En Filemon staan daar met oop arms. En hy sê, jy's 'n broer, ek vergewe jou, kom in. Kan jy dink, wat 'n boodskap dit vir die gemeente gaan wees, vir sy kind en sy vrou, want almal het geweet wie's Onesimus, want hy was Filemon se slaaf gewees. Hy was daar toe daar kerk gehou was, almal weet wie's Onesimus, en almal weet, heel moontlik, Onesimus het iets gevat van Filemon, en hier kom Filemon en hy sê, dis my broer, ek het hom vergewe. Wat 'n boodskap is dit nie vir die gemeente nie. Hoe pragtig lyk dit nie. Kom ons gaan aan. Ja, ekskuus, ek het nou my plek verloor hierso. Nou wil ek hê julle moet kyk hierso, waarop herinner Paulus vir Filemon. Hy sê in vers 6, dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word deur die kennis van alles wat goed in julle is. Wanneer jy 'n kind van die Here geword het, ontvang jy baie goeie goed uit die skatkis van God se hand uit. Jy ontvang baie. En Paulus herinner vir Filemon, Filemon, ek wil hê jy moet die kennis kry wat goed is vir julle. Dit is die kennis wat jy nie net lees in boeke nie. Dit is die kennis uit persoonlike ondervinding. Dis hoe jy kennis ontvang. So as Filemon vir Onesimus gaan vergewe, gaan hy daardie goeie kennis begin ervaar. En dit is vergifnis. Ons kan lees van vergifnis, ons kan by preke sit en luister van vergifnis en dit klink dalk mooi, maar as jy dit nie gaan toepas in jou lewe nie, gaan jy nie ondervind wat is die seën uit vergifnis nie. Ek gaan 'n voorbeeld net gee. Het jy al vir iemand uit 'n vrymoedige, blymoedige hart iets vir iemand gegee? Jy kan ook sê ja, ek het. Wat het jy ervaar? Daar's net iets lekker om vir iemand mee te gee, om hulle mee te seën. Weet jy hoekom ervaar jy daai blydskap? Want jy ervaar dieselfde blydskap wat die Here ervaar wanneer hy iets vrylik vir jou gee. Jy raak opgewonde oor die goed wat hy vir jou gee. Oh, Here, dankie vir hierdie. Soos vanoggend. Dankie vir die reën. Ons het so lank raas reën gehad. Ons is bly daaroor. Hy raak net so bly om dit vir ons te gee. Wanneer ons iemand vergewe, nou raak 'n bietjie meer sensitief. Wat ervaar jy wanneer jy vergifnis bied vir iemand wat teenoor jou gesondig het?
jy ervaar vrede. Jy ervaar blydskap. Wanneer daai mure afgebreek word, die trane begin loop, jy omhels, jy druk die persoon, ek vergewe jou want ek het jou lief. Weet jy hoekom ervaar jy dit? Want jy ervaar presies dieselfde wat God ervaar, wanneer hy jou vergewe, wanneer jy jou sondes bely. Kom ons maak hierdie saak reg, kom in, hy druk jou vas, die trane loop want hy's bly, ons het weer versoening in ons verhouding. Dit is wat vergifnis doen. As ons dit nie kan doen teenoor ons broers en susters nie, weet jy klaar dit gaan jou verhouding met God affekteer. Dit is hoekom dit so belangrik is, wanneer ons na die Onse Vader kyk, sê ons die maatstaf self, vergewe my, soos ek my oortredinge wat teenoor my gedoen word, daai misdadigers, vergewe my soos ek hulle vergewe. Dan kom die saak, hoe vergewe ek? So dit is so belangrik, dat ons dit moet doen, daar's vryheid in vergifnis. Nou kom ons by 'n belangrike deel van vergifnis, wat Paulus hierso sê in sy brief, en dit is 'n sterk gedeelte, dat dit is tot eer van Christus Jesus. Dit kom neer dat dit gaan vir hom, dit gaan tot eer van die Here Jesus Christus. Alle Christene se lewe is gemerk deur daai blydskap, die dade, die barmhartigheid, die liefde vir Christus. Die hoofeinddoel van 'n Christen se lewe is dat hulle God verheerlik en hom altyd geniet. Altyd. So wanneer dit by vergifnis aspek uitkom, en jy sal sê, ja wel, dit is saak van die Here, dit is belangrik, ek weet ek moet vergewe, maar weet jy, ek voel nie ek wil vergewe nie, ek wil wraak neem. Weet jy wat sê jy in essensie? Here, jou saak is nie belangrik nie, ek sal wraak neem. Ek dink nie jy gaan 'n behoorlike werk doen nie, laat ek dit doen. Dis wat ons sê wanneer ons nie vergewe nie. Jy weet nie wat jy doen nie, Here, ek weet wat ek doen. Dis baie arrogant en is blaatante ongehoorsaamheid wat ons doen. En nou kom ons by die laaste gedeelte van vers 7, wat Paulus vir Filemon sê, want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde. Ons het groot blydskap en troos oor jou liefde. Kan jy net indink, die apostel skryf vir hom, vir Filemon, jou liefde het jou reputasie oorweldig. Jou liefde wat jy vir Christus het, dit bring groot blydskap en dit bring groot troos vir my, Filemon. Dis asof Paulus hierso vir Filemon sê, Filemon, jy tokkel my hartsnare. O, die manier hoe jy mense hanteer, o, jou geloof wat jy het vir die Here, dit roer my hart. Dit roer my hart, Filemon. Ek weet, wat ook al ek nou hierna gaan sê, ek weet jy sal dit doen. Ek weet jy sal dit doen. Op watter manier? Paulus sê vir ons in die middel van daai vers, hy sê, want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat, en hier is die rede, deur jou, broeder, die harte van die heiliges verkook is. Wat 'n verklaring, wat Paulus oor hierdie man sê. Die Griekse woord hierso vir daai hart is splagnon. Dit is soos wat ons in die Engels sal sê, jou bowels, jou ingewande. O, jy roer my ingewande, jy maak my so opgewonde. Daar's vlinders in my maag, Filemon. Daar's gevoelings, daar is emosie. So, die hart van die heiliges, hulle wat in donker tye gegaan het, Filemon, hulle wat swaar getrek het, hulle wat nou net uit vervolging uitgekom het, hulle wat dalk geliefdes verloor het, as gevolg van die vervolging, hulle het moed gekry by jou, Filemon. Jy het hulle harte versterk. Jy het hulle bly gemaak. Jy het hulle moed gegee. Jy het hulle in hulle moeilikste tye geondersteun, Filemon. Jou liefde, Filemon, laat mense rus kry. Jy verkoop die emosie. Jy kan vir hulle sê wat jy wil.
jy sal hulle deur moeilike tye kan help. Jy gaan na mense toe om hulle harte te verkoop. So Paulus het vir Filemon vertel wie hy is deur die oë van ander ook. Die hart van ander mense. Dat die goeie goed het dit regtig tot stigtend vir die kerk gebring. En dat hy altyd met dankbaarheid na die Here toe gaan oor hierdie Filemon. Hy vertel vir hom die nuus wat by hom uitkom, en om so 'n brief te ontvang uit iemand wat autoriteit het, wat vir jou sê, jy maak my bly. Dis goeie goed wat ek van jou hoor. Dit moet jou kan bemoedig om te sê, ek wil aanhou om die goeie werk te doen. Ek wil aanhou om die Here se naam groot te maak. Ek wil aanhou om besorgd te wees oor die heiliges en die saak van die Here Jesus Christus. Dis my bekommernis. Ek wil dit groot maak. So vir my en jou, kom ons reflekteer oor ons karakters. As Paulus vir jou 'n brief nou sou moes skryf, sou hy kan sê, jy's 'n vergewer. As die dinge van die Here vir jou belangrik is, dan moet vergifnis vir jou ook belangrik wees, want hy het dit vrylik aan jou gegee ook. So ek hoop dit het julle geprikkel vir volgende week, wanneer ons verder aangaan oor hierdie besorgdheid van vergifnis, en wat Paulus vir Filemon gaan vra oor die saak van Onesimus. Ek nooi julle uit, vra ander mense om in te skakel, te kom luister, want ons almal moet so reputasie kan najaag, en ons almal moet dit vrylik kan gee. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n kragtige brief het Paulus nie vir hierdie man geskryf nie, en dankie dat ons die geleentheid het om dit ook te kan lees vandag, ook in die gemeente, tot stigtend van die kerk, Here. Mag U deur elke persoon se hart net aanraak, Here. Mag U hulle harte so verkoop, dat hulle ook wil sê, die dinge van die Here is vir my belangrik, die liefde vir die heiliges, Here, dat ons deur ons liefde en ons geloof ook ander mense kan stig, dat ons hulle kan optrek, hulle wat deur moeilike tye gegaan het, Here. Ja, Here, en as ons hierso sit vanaand en ons sukkel met vergifnis, Here, help ons, Here. Ons moet kan erken dat ons sukkel partykeer met dit, Here, want dit is 'n worsteling wat ons het met ons vlees. Ons vlees sê vir ons, moenie, neem wraak, Here, maar U Gees oortuig ons dat die wraak en die toorn hoort nie aan ons nie, dit behoort aan U. Here, dat ons dit vrylik sal oorgee aan U en sê, Here, doen wat U behaag. Werk in my hart, Here, sodat ek daai vergifnis kan bied. Ja, Here, dat ons ook sal kan erken dat vergifnis bring nie die ou koeie weer op nie, Here, dat dit daar sal bly. Hoe verskriklik gaan dit nie wees, Here, dat ons die gedagte moet kry dat wat as U die ou koeie moet uithaal nie. Here, dan was dit mos nie regtig vergifnis nie. Dankie vir U karakter en U voorbeeld wat U vir ons openbaar deur die Heilige Skrifte, dat U is 'n God wat vergewe en U gooi die sondes weg soos ver soos die ooste is van die weste. Here, dat ons dit in gedagte sal hou. Verkoop ons harte, dat ons meer lief raak vir U, Here, sodat ons ook daai liefde kan betoon teenoor die heiliges om ons. Ons los dit in U hande, wees die naprediker van hierdie boodskap, tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. Amen.